Baie welkom in die diens vanoggend. Ons prys die Here dat ons saam die woord kan deel en ook so vir hulle wat op Facebook vir ons gaan kyk. En ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 16. En dan my tema vanoggend is die natuurlike mens, die natuurlike mens. Maar kom ons kyk wat Paulus ons gaan leer en dis baie belangrik en ek het maandag die vraag gevra by die biduur. Hoe onderskei ek 'n persoon wat sê hy tot wedergeboorte gekom? Hoe onderskei ons die vrug wat hy dra? Dra die persoon vrug? En dit was nogal 'n heel onduidelikheid gewees rondom hoe kyk ek en jy na 'n persoon wat sê hy tot wedergeboorte gekom? En dit is belangrik dat ek en jy as kerk dit kan onderskei in elkeen van ons eie lewe. En dat ons dit kan onderskei in ons mede-lidmate se verlede, dat ek en jy kan onderskei wat is die vrug wat ek en jy moet dra. Die tema sê, die natuurlike mens. Nou gaan ons sien hoe Paulus ons leer rondom die natuurlike mens, en wat hy vir ons wys uit hierdie skrifgedeelte uit. En uit hierdie skrifgedeelte uit gaan ek en jy kan onderskei wat is die vrug wat die kerk moet dra. Wat is die vrug wat die leiers van die kerk moet dra? En hoe gaan ons dit onderskei ten opsigte van mekaar? Hoe gaan ons onderskei dat 'n Muret byvoorbeeld 'n vrugdraer is van die evangelie van Christus? Hoe gaan jy onderskei dat ek 'n pastoor is, dat ek dra die vrug? En dit kom daarop dat wanneer ek en jy uit 'n natuurlike oogpunt kyk na mense, wil ons mense opsom, wil ons mense gradeer, wil ons mense op sekere plekke plaas en sê hierdie ou dra vrug en hierdie een dra nie vrug nie. En dit bring gewoonlik 'n divisie in gemeentes en veral pastore wat graag wil sien dat die gemeentelede, elkeen van ons die vrug sal dra wat ons moet dra. En ons gaan vanoggend net sien, die kort inleiding is ons gaan vanoggend kyk uit Paulus se lewe uit. Wat gee hy vir ons as 'n baken, as 'n leefwyse, as hoe die kerk moet lewe ten opsigte om vrug te dra? Die boodskap, ons gaan later ook sien dat Jesus sê, as jy nie in die wortel geanker is nie, sal jy nie vrug dra nie. Sal jy nie vrug dra nie. Ek wil net seker maak van die skrif, maar dit is rondom dat ek en jy kan nie vrug dra sonder om in Christus Jesus geanker te wees nie. Ons het woensdag aand gekyk na die selgroep, ek gaan dit net nou weer hanteer, so ten kort het ons woensdag aand gekyk by Elios, het ons gesien dat hoe lyk 'n persoon wat tot wedergeboorte gekom het? Wat sê die woord van God en hoe leer die woord van God ons? Hy gee vir ons het die eerste twee of die eerste punt hanteer, dat rondom die inkeer, metanoia, rondom die inkeer van 'n persoon. Nou rondom die inkeer van 'n persoon, en baie van ons kerklidmate, sonder om te oordeel of te veroordeel, sit by die plek waar hulle tot inkeer gekom het. Dit beteken hy het sy weë verander, hy het sy sinne verander, en hy beweeg 180 grade ander draai, maar dit beteken nie dat hy tot wedergeboorte gekom het nie. Die woord sê jy moet tot inkeer kom, en dan moet jy jouself bekeer. En dan kom daar 'n derde stap waar ons ook later gaan kyk by Elios is rondom hoe lyk dit wanneer iemand werklik tot wedergeboorte gekom het. En uit hierdie hele proses uit moet ek en jy leer om volwasse te word in die kerk van Christus. Uit hierdie hele proses soos ek en jy besig met 'n heiligmaking elkeen persoonlik. En uit hierdie hele proses uit mag ek en jy nooit vergeet dit wat ek laasweek ook gepredik het, dat wanneer jy as 'n leier in 'n kerk of as 'n kerkverteenwoordiger, 'n verteenwoordiger van Christus eintlik, moet by jou hoofboodskap altyd wees die heenwyse na Christus Jesus. En nie fokus om heen te wys na mense of fokus op wat ek vir jou ek wil dit so stel dat ek en jy kom by die plek waar ons nie onsself verhewe nie en te sê dis hoe dit moet lyk nie. Dis hierdie pastoor nie, dis daardie pastoor nie. Ek en jy moet Christus voorhou. Dis baie belangrik. En dan moet ons mekaar natuurlik leer in die woord van die Here hoe dit lyk.
Maar kom ons gaan lees saam 1 Korintiërs 2 rondom Paulus se bediening aan Korinthe. En nou moet jy mooi luister wat sê hy. Onthou nou die vrug van bediening. Hoe lyk jou bediening? Hoe lyk jou vrug rondom jou bekering? Hoe lyk dit? Wat verteenwoordig jy? Verteenwoordig jy Nissie gemeente? Verteenwoordig jy 'n gemeente? Ja, jy is 'n verteenwoordiger, maar wie is die hoof van die gemeente? Christus Jesus. So ons is sy verteenwoordigers. En soos ek ook gesê, as jy 'n Ford wil gaan verkoop, gaan jy nie in 'n Ford garage instap en sê ek wil 'n nuwe Toyota daar koop nie. Dan is jy op die verkeerde plek. Jy gaan maar dalk 'n tweedehands een daar koop, maar as jy gaan om 'n nuwe kar te koop, gaan jy nie 'n nuwe Toyota by Ford koop nie. En ongelukkig is dit die probleem wat ons as kerk het. Ons kom met verskillende agtergronde, met verskillende dogmatieke leringe. En dan wil ons Toyotas verkoop by Ford garage. En as jy Ford verkoop en jy weet wat verkoop jy, dit beteken jy moet kennis dra rondom wat jy verteenwoordig. Verteenwoordig jy Ford, verteenwoordig jy Toyota, verteenwoordig jy Kia, wat ook al. Maar die woord van God leer ons. Paulus kom leer ons. En hy sê ek verkondig aan julle. Kom ons lees. Ek wou eintlik my Engelse Bybel gebring het, want hy beskryf hom eintlik so mooi, maar kom ons gaan in Afrikaans. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Ons wil baie keer mense oortuig met wonderlike woorde, of hulle bestraf met woorde, sodat hulle tot inkeer kan kom. En ook met jou eie wysheid. Paulus sê, ek kom nie daarmee nie. Ek kom nie na julle toe met voortreffelike woorde nie. Ek kom nie om jou aan my vas te maak nie. Ek kom nie om jou te wys hoe mooi en pragtig ek is nie. Ek kom nie na jou met my natuurlike mens, ons sal dit later ook lees. Hy sê, kom niks met jou, na jou toe met hierdie gedagte nie. Ek kom na jou toe, ook nie met wysheid, met my eie wysheid. Nou as ek en jy Paulus bietjie gaan bestudeer, Paulus was 'n slim man. Paulus was hoof van die Fariseërs. Paulus het die Christene vervolg. Paulus het Christene in die tronk gesit. Paulus het toegestaan op Stefanus te kruisig, of doodgooi met klippe. Paulus was 'n man wat gevrees was onder die Christendom daai tyd. En Paulus het gekom tot inkeer en hy het kragtig die evangelie begin verkondig. So hy het die vermoë gehad, want hy kon praat. Hy kon hom met wysheid na hulle toe bring. En dit is die probleem baie keer, wat ek en jy die evangelie wil verkondig, wat ek en jy dit doen op die mate van kennis of wysheid wat ek en jy het. En dan wil ons dit op die mens gooi, en ons wil nie gehoor gee aan die volgende stappe nie. Maar kom ons kyk, vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders aan julle te weet nie, as Jesus Christus en hom gekruisig. Wanneer jy as leier van die kerk staan, as jy uitstaan as 'n leier, en jy word gekies as 'n leier, en jy wat 'n lidmaat is van die kerk van Christus, moet ek en jy leer om nie op ons eie kennis of wysheid staat te maak nie. Ons moet die evangelie verkondig met Christus as ons eerste punt. Jesus Christus gekruisig. Dit is wat ek en jy verkondig. Ek was ook by julle in swakheid en vrees en bewing. Nou hierdie het my nogal laat wonder. Hoekom sê Paulus so? Hy was 'n gevreesde man geweest. Ja, hy het sy hart, die Here het hom aangeraak en sy hart is gedraai om ook dan die evangelie te verkondig. Hierdie groot man, hierdie man wat die wysheid gehad het, sê ek kom na julle toe met swakheid en in vrees en veel bewing. Dit sê vir my sê dit, dat Paulus het gekom om die evangelie te gee, en hy het sy natuurlike mens eenkant toe geskuif, en dit het hom bekommer, dit het hom vreesbevange gemaak, want hy kon nie staat maak op sy eie wysheid, hy kon nie staat maak op die woorde wat hy gebruik, hy kon nie staat maak op sy kennis wat hy het nie, hy kon nie staat maak op sy eie menswees, hy sê kom in bewing na julle toe, dit beteken, hy kom in totaliteit en afhanklikheid van God om hom te
om die evangelie te bring. Ons gaan dit nou sien. En my rede en my prediking was nie oorredende woorde nie. Ek wil jou nie vanoggend oorreed met woorde nie, sê Paulus, van menslike wysheid nie. En dit is ons 'n groot probleem, want wyse mense wat wysheid het, wat wêreldse wysheid het, ons kyk na hulle en sê, dis 'n wyse man, hy's geleerd. En ons onderskik graag aan so 'n persoon, want ons vertrou, hy weet baie beter as wat ek en jy weet. En dit is wat Paulus was. Hy sê, maar kom nie met daai wysheid na julle toe nie. En ongelukkig as ek en jy 'n disipelmaker wil wees, as ons die vrug wil dra, wil ons kom met wysheid. Ons wil kom met kennis. En nou sê ek ook nie, jy moenie leer om die evangelie te verkondig nie. Ek sê nie, jy moet nou jou ore toe en sê, ek gaan nie meer leer om die evangelie te verkondig nie. Want Paulus het nie gekom met wysheid nie, hy het nie gekom met kennis nie. Ek en jy moet die diepte en die woord van God in ons binneste dra. Dit moet 'n natuurlike proses wees wat jy uitgee, sonder dat jy dit op papier plaas en sê, ek wil vir jou die volgende sê. Ons het dit ook gesien by die lof, het ons die vraag gevra, en Christa het gesê, maar hoe doen ek dit? Ek het die kennis om 'n disipelmaker te wees. Ek weet om dit oor te bring. Maar dis nie wat Paulus hier op my en jou leer. Hy sê, ek kom met vrees en bewering na jou. Beteken, hy maak nie staat op sy natuurlike mens nie. Maar in die betoning van gees en krag. Met die betoning van gees en krag. Wat het Karla nou vir Tasha gesê? Sy het 'n woord ontvang, sy het haar bemoedig met die woord. Tasha het dit ontvang en sê, wow, die Here sien my raak in my bediening hier. Die Here het vir my 'n plek gemaak hier. Wat is dit? Stigting, bemoediging, opbou. Waar kom dit vanaf? Uit die gees uit. Of het Karla nou opgestaan vanoggend en gesê, wow, ek gaan vir iemand iets sê dat die persoon goed voel. Karla het nie so gevoel. Nee. Dit beteken dat Karla is gees tot gees gekonnekteer met God Heilige Gees. En God Heilige Gees het al bedien met 'n woord om 'n ander persoon te bedien, sodat hierdie persoon gestig, gebou, bemoedig kan word in die woord van God. Die natuurlike mens kan dit nie doen. Die natuurlike mens sê, ek wil graag vir jou vanoggend bedien met iets. Maar wat gaan ek vir jou sê? Omdat ek staat maak op my eie wysheid en my eie kennis. Dis nie bediening nie. Dit beteken ek, jy kan nie staat maak op ons natuurlike mens, ons kan nie vrug dra as ons nie aan Christus die wynstok gekoppel is, en dat ons toelaat dat sy gees ons bedien nie, want dis wat Paulus hierso leer. Hy sê, ek het gekom, nie met oorredende woorde nie, ek het nie gekom met die wysheid wat ek het nie, ek het gekom in vrees en bewering na jou toe. Dit beteken, ek weet nie wat hier gaan gebeur nie, dis in my woorde. Ek weet nie hoe gaan dit werk nie, maar kom na jou toe, wat ek moet vir jou die evangelie bring in die Korinte. Luister natuurlik. Hoe verkondig ek en jy die evangelie? Hoe wil ek en jy die evangelie verkondig? En Paulus leer, ons kan nie staat maak op die natuurlike mens nie. Jy kan nie staat maak op jou eie kultuur nie. Jy moet staat maak op gees en krag. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is groot krag tot redding vir die wat daaraan glo. Glo jy aan God Heilige Gees krag bediening? Nou hoor vers 5, sodat julle geloof en in wysheid van mense sou bestaan nie. Dit beteken, hy het nie gekom om hulle met wysheid te oorreed, dat hulle Jesus moet aanvaar as saligmaker en verlosser nie. En dis waarmee ons sukkel in die kerk, ons oorreed mense, ons oortuig mense, en dan sit hulle met 'n inkeer, maar hulle sit nie met 'n bekering.
en 'n wedergeboorte nie. Paulus sê, ek het nie na julle gekom, ek moet julle gekom in gees en krag. Dit beteken ek vertrou my gees. Ek vertrou die krag wat in my is. Efesiërs 3:20. Wat sê, verder ook omdat jy kan bid of dink, is die krag wat in jou binneste is. Dis die krag van oortuiging. Dis die krag wat uit my en jou moet vloei. Dit is die vrug van ware evangelie verkondiging. Nie jou eie wysheid nie jou eie kennis nie. En ongelukkig hou ons vas in ons eie kennis, want ons is nie geestelik georiënteerd nie. Die kerk moet geestelik georiënteerd wees. God sê hy is gees. En die wat na hom toe kom met in gees en waarheid kan kom, Johannes 4:24. Maar jy moet weet wat die krag in jou is. Jy moet weet wie is in jou as jy tot wedergeboorte gekom het. En Paulus sê, sodat julle geloof, kom ons lees vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ek en jy kan nie die evangelie bring sonder die Heilige Gees teenwoordigheid nie, want dis die krag tot redding. Dis die krag tot oortuiging. Dis die krag wat getuig dat hy 'n sondaar is of sy 'n sondaar is. Dis die krag wat sê jy het iemand nodig as jy saligmaker en verlosser. Dis die krag wat jou oortuig dat Jesus die Messias is. Dis die krag van daai oortuiging wat jou kind van God maak. Maar as ek en jy nie die krag het nie, dan sukkel ons met die proses. Ons weet van predikers wat getuig, ek weet nie of ek hemel toe gaan nie. Dit beteken hy was nooit deur die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie. Hy het gekom met kennis, hy het gekom met wysheid en hy kon jou bedien met kennis en wysheid. Paulus sê ek kom nie met dit aan jou toe nie. Ek wil hê die Heilige Gees krag met jou oortuig dat jy 'n sondaar is. So wanneer ek en jy die evangelie verkondig, wanneer ek en jy staan as leier van 'n gemeente, moet die vrug wat uit ons uitvloei, die krag van God se Gees wees, nie jou eie wysheid, jou eie lering nie. Dit beteken jy kry die kennis. Hy sê word geleer, Matteus 28 so reg het, né? Sê hy, gaan verkondig die evangelie in alle nasies, doop hulle, leer hulle en stuur hulle. So ons het 'n leerproses wat ons deurgaan. Jesus beloof dat in Markus 6, hy sê ek sal saam met jou werk. Sy Gees sal saam met my en jou getuig. Maar ons wil staat maak op ons natuurlike mens. Paulus sê nee, ek het nie gekom met dit na jou toe nie. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie. Hy sê aan die volwassenes, wat sê Efesiërs 4, sodat die kerk volwasse word. So wanneer die kerk teenoor mekaar spreek ons nie die taal van hierdie wêreld nie. Ons spreek nie negativiteit nie, ons spreek nie dood nie, ons spreek lewe. Ons spreek opgewondenheid, ons spreek vreugde, ons spreek liefde, ons spreek lankmoedigheid, ons spreek vergifnis, want dis die vrug wat ontstaan uit die Gees se werking uit. Maar die Gees se werking, die vrug van die Gees hardloop saam met die gifts of the Spirit, die gawes van die Gees. Jy kan nie die twee onderskei nie. So wanneer ek en jy as 'n disipelmaker of as 'n leier van 'n gemeente opstaan, moet ek en jy 'n liefde hê vir mense, moet ek en jy die vermoë hê om in genade te wandel, moet ons die vermoë hê om in vrede te lewe. Ons moet die vreugde van God in ons hê. Ons moet lankmoedigheid hê. Maar die kerk wil bedien sonder lankmoedigheid. Die kerk wil bedien sonder 'n liefde. Dis hoekom jy die vrug nie van die gawes van die Gees kan skei nie. Want jou eerste opdrag is, hê my lief met jou hele hart, siel, gees en verstand. En jou naaste soos jouself. En baie van onsself hou nie van onsself nie. Soos ons nie van onsself hou nie, hoe kan ons aan iemand anders die liefde gee? Maar Paulus sê, ek het nie gekom met my natuurlike mens, ek het gekom om die evangelie aan jou te bring, sodat jy kan glo aan God se krag. Vers 7, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in die verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voor beskik het, tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Wysheid, kennis en leierskap bring nie vir jou die verborgenheid van God se boodskap nie.
So die vrug wat ek in jy moet dra, moet kom uit die verborgenheid van oortuiging van God, dat jy is gevul met die Heilige Gees. Jy is gevul om die krag van God te bedien. Jy is gevul met die gawes van die Gees. Of nie gevul daarmee nie, maar jy het die gawes van die Gees om te gaan bedien. Jy is gevul met die vrug van die Gees. Jy moet dit hê. Ons kan nie uitreik na mense as ons nie liefde het vir mense nie. Ons kan nie uitreik na mense toe met frustrasie nie. Ons kan nie uitreik tot mense as ons nie lief het nie. So die vrug van die Gees hardloop hand in hand met die gawes van die Gees. Maar vir 'n leier om op te staan, moet jy die vrug in jou bediening wees. Heilige Gees wat wys na God. Ek sien die leiers van die wêreld het dit nie, maar hoor nou wat sê hy verder. Het dit geken. Sou hulle, as hulle sou, die leiers, sou hulle Jesus nie gekruisig het nie. Dit beteken hulle het daai verborgenheid nie gesnap nie. Die Fariseërs het dit nie gesnap nie. Die Sadduseërs het dit nie gesnap nie. Die leiers van daai tyd het dit nie gesnap nie. Die leiers van hierdie tyd snap dit ook nie. Want hulle wil uit die natuurlike mens heers, vernietiging bring, vrees bring, want dit is al wat ek en jy ken in die natuurlike vorm om te bedien. Maar Paulus sê, ek het nie daarmee gekom nie. Ek het nie gekom dat jy vir my moet bang wees nie. Ek het nie gekom met my eie woorde nie. Ek het nie gekom met my eie menslikheid nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat sê hy vir my en jou? As ek en jy nie die vrug van God se Gees in ons het nie, gaan dit vir my en jou verborgenheid bly. Maar ek en jy, wat God lief het, aan my en jou gee die verborgenheid. Dis net die volgende gedeelte, die CD gedeelte van hierdie vers 9. Wat God berei het vir die wat hom lief het. Nou waarmee is ons besig hierdie jaar? Om God lief te hê. So as jy God nie lief het nie, kerk, hoe kan ek en jy 'n disipel wees? Hoe kan ek en jy uitstaan as 'n leier van die kerk? Want dan wys ons na onsself toe. Kyk hoe oulik is ek. Kyk hoe oulik preek ek. Kyk wat ek kan doen. En dis nie waaroor die evangelie gegaan nie. Paulus weer, hy sê dis nie waaroor dit gaan nie. Ek het vir jou niks gebring van my eie nie. Maar wat ek vir jou wel gebring het, is 'n gees en krag. Dat jy tot inkeer sal kom uit die krag van God, die krag en die wysheid van God sal stap. Jy kan vir my niks gee nie, ek kan vir jou niks gee nie. Ek kan die wonderlikste prediker wees, ek kan die wysste prediker wees. Ek kan die prediker wees met al die kennis. Maar as ek na my natuurlike vorm na jou toe kom, bring ek net dood. Want ek is niks. Jesus het vir jou gesterf. Hy het opgevaar en hy sit op God se regterhand. Hy sê, ek het opgevaar, maar ek los julle nie alleen, ek los my gees vir julle. Die kerk kan nie sonder die gees van God funksioneer nie. Want wanneer ons sonder die gees van God funksioneer, wil mense oortuig met vrees en bewering. Ons wil op hulle skree, predikers wil skree soos ek op hulle. Sodat hulle ore kan oopgaan, dat hulle kan hoor die waarheid, maar die krag daarvan lê in God, sy gees. Dis die krag. Dis vir die kerk nodig. Om daai krag en daai verborgenheid te ontvang, moet ek en jy erken, het ek lief of het ek nie lief nie? Is God tweede in my lewe of is hy eerste in my lewe? Maak ek besluite uit eie of maak ek besluite saam met God? Vra vir God se wysheid of beweeg ek op my eie wysheid? Ek voel, ek wil die evangelie vandag aan iemand gaan verkondig. Jy is op 'n verkeerde plek. Heilige Gees, beweeg saam met my. Ons gaan die evangelie verkondig vandag. En ek verwag 'n wonderwerk. Ek verwag om u te sien. Ek verwag dat u oortuig. Ek het net die instrument dra. Paulus sê, kom in vrees en bewering na jou. Ek het niks om jou te bring nie. Maar wat ek vir jou wel bring, is die krag van God tot oortuiging, dat hy jou sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat hy jou sal getuig dat die woord wat ek vir jou bring waarheid is. So, hier sê hy, om vrug te dra, moet ek en jy God lief.
Wat is jou oortuiging wanneer dit kom by die lees van die Bybel? Wat is jou oortuiging as dit kom by die diepte van gebed? Wat is jou oortuiging wanneer jy kerk toe kom? Wil jy kom bedien met jou eie wysheid? Nou en ek bemoedig jou. Jy het geweldige kennis met instrumente en met jou stem. Jy het geweldige kennis. Jy het 'n geweldige vermoë. Want daai vermoë moet jy in die Heilige Gees gee. Dit beteken, ek kom om te kom speel, maar ek staan in bewing hier, nie in selfvertroue nie. Ek staan in bewing hier, Heilige Gees kom gee vir my die vermoë om hulle met musiek te bedien. Ek staan vanoggend met vrees en bewing hier en ek sê Heilige Gees, kom en laat die woord uit my binneste uitvloei, nie soos wat ek het voorberei het. Want wil jy moet God se boodskap hoor, jy moet nie my boodskap hoor. Ek wil hê die Heilige Gees moet jou oortuig. Nee. Ek wil niks van my wysheid wat ek het, die bietjie wat ek het. Ek wil niks van die bietjie kennis wat ek het aan jou oordra nie. Maar wat ek vir jou wil bring, is die evangelie. En dis wat die kerk se vrug moet wees. Deur die Gees van God gelei. Soos jy sê, jy staan as leier van hierdie gemeente. Wat is die vrug wat jy uitdra? Wat is die vrug wat jy uitlewe? Sien hoe moet ons onsself begin kom by die plek en die vraag vra. Het ek tot inkeer gekom? Ek is 'n pokker gewees. Ek het al die verkeerde dinge gedoen. En ek het tot 'n besef gekom. Ek is verkeerd. Nou draai ek myself 180 grade. Ek het tot inkeer gekom. Nou gaan ek skielik kerk. Ek lees skielik my Bybel. Ek bid nou en dan. Het ek tot wedergeboorte gekom? Nee. Jy het jou weer verander, jy het jou sinne verander. Maar jy het nog nie die krag van bekering en wedergeboorte ervaar nie. En ons kyk baie keer na mense en sê, wow, daar is nou vir jou 'n diep Christen. Nou hoe diep het hy dit ontvang? Kom hy uit die Sigma myn uit? Ek spot hom. 'n diep Christen. Wys my die vrug op daai persoon se bediening. Wat is die vrug van daai persoon se bediening? Loop hy in skinne? Daai video wat ons nou dag gesien het van daai prediker of daai ou wat gesê het, al die predikers is valse leraars. Is hy dan 'n verkondiger van die waarheid? Is hy dan, leef hy die vrug van God? Nee, want hy kan nie, want dis nie wat hy spreek nie. Hy spreek en hy breek af. En hang ons aan hierdie mense se lippe. Want hulle kom met 'n vyandigheid, hulle kom met 'n gevegsformaat. Hy kom om oorlog te maak teen die predikers van God. Wat het met Paulus en Dawid gebeur? Saul en Dawid. Saul was koning. Dawid was gekies. En tog het God toegelaat dat Dawid moes vlug vir die swaard van Saul, totdat hy sy bediening kon inneem. En die paar kere wat Dawid die kans gehad om Saul dood te maak, toe hy net sy robe sny, toe vra God vir hom, wat het jy gedoen aan my man, aan my leier? En dis hoekom ons kan nie kom met ons eie natuur, wanneer ek die evangelie wil bring nie. Ons kan nie kom as die kerk van Nissie en sê, wow, ek wil jou volgende bedien, ek is van Nissie gemeente. Wat is daar besig om te gebeur? Jy wys na Nissie gemeente, maar jy wys nie na Christus toe nie. Dit moet die eerste plek wees, ek kom in nederigheid, ek kom na jou toe met niks, ek weet niks, al wat ek vir jou wil gee is die evangelie van Jesus. Nie die leiding van die Heilige Gees. So dit is wat ek en jy moet bedink. Waarmee is ons besig? Paulus wys ons hier. Ek het in vrees en bewe na jou toe gekom. Ek het nie gekom met my eie standaard, ek het nie gekom met my eie karakter nie. Ek het nie gekom met my eie integriteit nie. Ek het nie gekom met my eie wysheid en kennis nie. Wat ek jou wel gebring het, is in gees en krag, en dis die vrug wat die kerk bedra.
Want die vrug is Jesus Christus. Die vrug is die Heilige Gees wat in my en deur my werk. Omdat ek God liefhet. Ons vergeet mense praat. En jy is dan teleurgestel by Nissie. En nou wil jy Nissie gaan verkondig. En jy is die ou wat jy nie weet nie, wat weer Nissie teleurgestel is. Dan gaan hy jou wegjaag. Maar wanneer jy kom in die evangelie van Christus, suiwer uit jou hart uit. Ek wil niks weet. Ek wil niks weet nie. Al wat ek wil weet, Heilige Gees krag wat deur my moet werk. Maar God het aan ons deur sy Gees, nie deur mense kennis nie. Daar's pastore, reverends en tutus, wat nie glo in die krag van God se Gees nie, wat nie glo in die gawes van God se Gees nie, wat nie glo in die spreek van tale nie, wat hierdie goed afkeer, wat nie glo in geneesgebed nie. Hartseer is dit as God se woord my en jou leer om dit te doen. Hy sê almal in die kerk van Christus moet kan profeteer. Wanneer profeteer ons dit volgende gesien, stuk bemoedig. Ek het net kom sê wat God vir my gesê het. Ek het nie gekom met my eie wysheid, nie gekom met my eie vermoë. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God nie. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie. Hoor nou, hier kom het. Ons het nie die Gees van die wêreld ontvang nie, want ons wedergebore in Christus Jesus. Ons is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Daarom maak ek nie meer staat op my eie wysheid en my eie vermoë nie. Ek maak staat op God se Gees. Maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Manne en vroue en kinders en jeugdiges en seniorburgers. Die woord van God is die waarheid. Pas op as jy iemand veroordeel met jou natuurlike, want dan praat jy uit die wêreld uit, jy praat nie met God se Gees, vanuit God se Gees. Is maklik om vir hierdie en dit te sê, daardie en dit te sê. Ek het baie by die werk in tale gespreek, terwyl ek loop, en ek het God verheerlik met die spreek van taal. En 'n ander werker, wat nie saam met my geloop het nie, wat nie my weer geken het, ek het dit elke dag gedoen, het na my gekom en gesê, God sê, hou aan om hom te verheerlik met die tale wat die Heilige Gees vir jou gegee het. Ja, die tale is nie vir vandag. Hoe het daai man geweet ek spreek in taal? Ek het nie voor hom kan staan en in tale gepraat. Hoeveel genesings het ons al gesien? Ja, maar ek glo dit. Want jy is natuurlik, daarom kan jy dit nie glo. Ek en jy kan nie die evangelie verkondig uit ons natuurlike mens uit nie, dan is jy vals. Want jy verkondig jouself. En ek het nou dag vir julle getuig hoe die Here my aangespreek het toe ek vir 'n persoon gaan bid het. En hy sê vir my, ek is so bly jy is hier, want jy gaan my genees, jy gaan bid en ek gaan genees. En die reis in my pride, hoogmoed, sonder ek voel sommer lekker. Is lekker om by 'n ou te stap en sê, yes, ek is
bly om jou te sien. Jene, ek weet, die gaan 'n verskil kom, want jy dra die heerlikheid van die Here. Jy is die verteenwoordiger van die Here. En daar reis in jou 'n geweldige, sonder dat jy dit wys, sonder dat jy dit ervaar. En ek bid vir die persoon, en daar's geen genesing, en ek vra, Here, hoekom nie? In my stilte, ek Here, hoekom het U nie genees? Jy sien maar, daai man vir jou sê, ek is so bly, jy gaan vir my bid. Het pride in jou opgegaan. Dink jy, God ken nie jou hart nie? Dink jy, God ken nie my en jou gedagtes nie? Die natuurlike mens kan dit nie erken nie. En God sê, ek kan nie genees op dit wat jy daar gedoen het. Ek moes bely teenoor die Here. Want ek glo sy woord sê, ek sal genees, en daarom kan ek vir jou bid. En daarom sal ek ander vir jou bid. En as jy dit wil glo, is dit van. As jy dit nie wil glo, is dit ook van. Maar kom met die Gees van God na jou toe. Want ek glo die Gees van God is in my binneste. Ek glo dat ek bedien uit die Gees van God uit, nie uit my eie vermoë nie. Ek wil jou nie beïndruk met my nie. Want ek het niks om jou te beïndruk. En al wat ek het, is om my vrou te beïndruk. En dit werk ook nie altyd so goed. Paulus sê dit, ek het nie gekom met wysheid en oorredende woorde nie. Ek het gekom met krag, met die Gees van God, met die Gees van krag. Ek het gekom om jou krag van God te wys tot oortuiging dat jy kan glo. Wie is God? Nie wie is die gemeente. Wie is God? Die saambied. Dis die vrug wat ek wil dra. En toe ek toelaat dat ek vir die Here vra, hoekom? Toe wys hy vir my, jou vrug was nie van my. Jou vrug was vanuit jou natuur. Hoe wil ons mense bedien, heeldag en aldag, uit ons eie vermoë en kennis uit? Vers 12. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet, God ons uit genade geskenk het. Dis genade, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Nou as daar nie 'n Heilige Gees is nie, wat het God dan vir my en jou geskenk? Wat het Jesus gesê? Ek los julle nie alleen, ek stuur my Gees. Daarvan spreek ons, vers 13. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheid leer nie. Dit help nie, jy het die hele kruis van bediening voor jou, en jy sien al die verse, jy sê, nou kan ek hulle gaan bedien, want ek het die wysheid, ek het die kennis, maar sonder die Gees van God, kan daar geen oortuiging wees, dat jy vrug dra. Belangrik hierdie gedeelte. Daarvan spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheidsleer nie. Baie mense wil uit hulle eie vermoë uit leer. Ons doen dit by Elios. Ons leer rondom die woord van God. Ons leer dit sodat ek en jy weet wat is die basis van die evangelie, wat is die basis van God, wat is die krag van wedergeboorte en inkeer, wat is die verskil? Dit gee vir ons kennis. Maar daai kennis beteken niks as ek jy dit nie met die Heilige Gees tot openbaring kry. Maar met die wat die Heilige Gees leer, kom ons lees vers 13 weer. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheidsleer, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Vergeet jou gees, natuurlike gees. Volg die Gees van God wat wederbaar geword het met die wedergeboorte. Wat in eenheid met God se Gees wil loop.
vers 14 en hier kom ons teksvers. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. So wanneer ek in tale praat en jy glo nie daarin, is dit vir jou dwaasheid. Hou liewer jou mond wanneer ek dit doen en vergewe my, of spreek lewe oor my, of spreek guns oor my. Nee, vergeet dit heeltemal. Here kom verander my hart, sodat ek kan aanneem wat hierdie ou besig is om te doen. Sodat ek ook daar kom. As jy nie 'n begeerte het nie, ek het dit geleer. As jy nie 'n begeerte het om in tale te praat nie, sal jy nie in tale praat nie. As jy nie 'n begeerte het om die uitleg van tale te ontvang nie, gaan jy dit nie hê nie. As jy nie wil bid vir mense dat die wonderwerke van God deur jou kan vloei nie, gaan jy dit nie hê nie. Ek moet 'n begeerte daartoe hê. Die opdrag is in 1 Korintiërs 12 en 14. Hy sê, die kerk moet profeteer. Maar as jy nie daartoe 'n begeerte het, jy gaan dit nie jou wegkom nie. Die natuurlike mens wil hierdie goeders nie hê nie. Want hy kan nie daarin glo nie en hy wil nie daarin glo nie. En ek kan jou nie daarvan oortuig nie. Maar wanneer jy uitroep tot God en sê, Here, ek wil deel hê aan dit wat ek leer uit die woord uit. Want dis my grondslag. Ek wil nie meer staatmaak op my natuurlike mens nie. Ek wil staatmaak op die krag van God se gees. Ek wil die evangelie bring aan armes, aan mense wat dit nodig het, nie uit my eie vermoë nie, maar met die krag van God. Want dis die krag wat oortuig, dis die krag wat die wedergeboorte bring, dis die krag wat die aanneming van die Heilige Gees bring tot werke, dis die krag wat vloei, dis die vrug wat ek en jy moet dra. Ons het nie 'n natuurlike wat ek vir jou kan gee nie. Ek kan vir jou braaivleis gee, ek kan vir jou hou sien, ek kan vriendelik vir jou wees en ek kan vir jou lief wees. Maar dis nie die vrug nie, die vrug is juis om die evangelie met die Heilige Gees te bring. So leiers van gemeente Nissie, kerklidmate van gemeente Nissie, jy is geroep om vrug te dra uit God se gees uit. Nie uit jou natuurlike mens nie uit jou eie kennis nie, nie uit jou eie vermoë nie. Ek het nou net vir jou gesê, toe ek my eie vermoë gebring het, sê God, ek kan nie genees en ek gaan ook nie genees nie. Want daai man het jou verheerlikheid, nie my verheerlik. Jy moes vir hom gesê, ek soek nie wat jy nou vir my gee. Maar wat ek vir jou bring, is Jesus Christus gekruisig. En by die houe wat hy ontvang het, is daar vir ons genesing. Deur sy bloed, deur sy liggaam, deur sy gees. En hoe gouer ek en jy dit kan losmaak in ons binneste, hoe makliker is dit om die evangelie te bring aan mense. Want jy gaan in vrees inbeeld. Want jy wil nie op jou eie staat maak. Ek wil niks wees wat ek nie is, en ek is niks. Ek staan onder die genade van God wat my geroep het. Jy staan onder die genade van God wat jou geroep het tot beter geboorte. Jy is gedoop, jy het onder die water ingegaan en opgestaan. Jy is 'n nuwe skepping. Jou ou natuurlike mens het afgesterf. En nou moet jy leef in die nuwe natuur wat God vir jou gegee het, as wedergebore kind van God. Jy moet weet, jy is kind van God. Wanneer is ek kind van God? Wanneer ek Jesus Christus, die Messias, as kan erken in volle geloof en totaal oortuig is deur die Heilige Gees, hy is die Seun van God. En omdat ek dit kan getuig, is 'n kind van God. En omdat 'n kind van God is, bedien ek uit die krag van God, nie uit my eie krag uit, nie uit my eie vermoë uit, nie uit my eie wysheid uit. Ek kan 2 stukke staan in mekaar wel. Dis wêrelds. Almal kan dit aanleef. Maar ek en jy moet ons natuurlike mens laat staan. En ons moet die Gees van God vertrou
tot waarheid. Vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Ek kan nie computers verstaan nie. Dit frustreer my, want ek weet nie hoe die stelsel werk nie, ek kan dit nie reg kry nie. Dit maak my frustreerd, dit maak my kwaad, dit maak my dat ek die dinge wil stik en slaan. Nou wanneer ek die evangelie aan jou wil verkondig, wanneer ek jou wil leer as lidmaat van die kerk, wanneer ek jou wil bedien om 'n disipelmaker te word waarvoor ons almal geroep is, en ek wil jou oortuig uit my eie krag en vermoëheid, is ek besig om jou te verloor. As ek jou wil beoordeel en sê, maar jy dra nie vrug nie, op grond waarvan sê ek dit? Op grond van die woord van God, of omdat ek verhewe oor jou voel, want ek het ander kennis as wat jy het. Ek is nie om jou te veroordeel, ek is hier om jou te leer. Maar om dit te kan vat, moet jy eers kan submit onder my bediening. Om dit te kan vat, moet jy bereid wees om 'n dienaar te wees van mense. Maar die kerk wil nie submit nie, die kerk wil nie dienaars wees, ons wil almal leiers wees. Jy kan nie 'n leier wees in die kerk van Christus as jy nie die vrug van nederigheid wil dra nie. As jy die vrug wil dra wat Jesus kom leer, hy wat God was, wat die gestalte van God gehad het, hom gelyk omgestel het aan God, het homself ontledig om 'n dienaar vir die mens te word. Hy het vir my en jou kom leer, aan die nagmaalstafel het hy die disipels se voete kom was en hy sê, gaan voort daarmee. Dit beteken jy in die laagste vorm van dienaarskap in die kerk van Christus moet kan standhou. Jou kennis, jou vermoë, jou wysheid kan dit nie bring nie. Maar wanneer ek submit onder die roeping van Jesus Christus, omdat ek sy kind wil wees, omdat ek hom lief het, bedien ek uit sy krag uit, en wil ek uit sy krag uit bedien, wil ek uit sy vermoë uit. Ek wil niks wees nie. Ek wil nie in my natuurlike mens moet opstaan. Ek wil totaal vertrou op God se Gees. Jy kan al die kennis hê wat die Bybel vir my en jou gee. Maar as jy nie kan submit nie, as jy nie kan diensbaar word nie, as jy nie kan onderskik nie, kan jy nie vrug dra wat God van my en jou verwag. En ek is nie hier om my verhewe boek in jou te hou nie. Ek is nie hier om te sê ek is beter as jy nie. Maar ek wil jou aanmoedig om God te begin lief hê. Om jouself gevestig te kry in die wortel Jesus Christus. Want hy sê, as jy in my is, sal jy vrug dra. Selfs die tannie wat alleen by haar huis bly, kan net soveel disipels voortbring as 'n televisie predik. En dalk nog meer. Want sy hoef nie te entertain nie. Sy kan die Here vertrou. Daar's Marina, 'n wonderlike voorbeeld. Some people, they found me to pray for them. I pray to God, say, God, make me useful in the sick bed. And people are sent to her. Sien jy wat beteken om die God lief te hê? Christus Jesus lief te hê, so saligmaker en verlosser. Dit beteken om in hom geanker te wees. Dit beteken ek en jy kom na hom toe. Ek en jy trek uit hom uit die sap van die vrug om vrugte te dra. Ons perk onsself in, ja, maar ek is maar net 'n arm persoon op hierdie wêreld. Wie gaan na my luister? Hoe weet ek wat is in die persoon se hart? Jy hoef niks te wees nie. Jy moet totaal vertrou God se Gees. Gewortel in Christus Jesus. Niks anders. Ek is niks. Gewortel in God, in Jesus Christus. Gelei deur sy Heilige Gees.
bring hy die vermoë dat ek kan vrugte dra. Hy praat van die boom, daar moet gespit word, daar moet skoongemaak, daar moet gesnoei word. Ons moet deur snoeiprosesse gaan. Ek moes deur 'n snoeiproses gaan, dat ek nie dink ek is so oulik soos ek oulik was nie, toe ek na daai man toe gegaan het om te bid. En ek is gesnoei, ek is teleurgestel, want ek glo aan die krag van bediening. En die Here sê, ek kan nie so met jou werk, want jy het nou as 'n wilde als, wat nie ingeënt is in Jesus nie, het jy gereageer en gewerk. Ek wil hê jy moet terugkom, ingeplant in die wortel Jesus Christus, uit hom uittap. Dit beteken jy moet hom lief hê wat vir jou die werking aan die kruis gedoen het. Jy moet hom lief hê wat opgestaan het uit die dood het. Jy moet hom lief hê wat vir jou die Gees gestuur het. En uit daai proses, wanneer jy pleit, wanneer jy uitroep, ek wil 'n disipelmaker wees. Here, ek wil betrokke wees in die bediening van mense. Ek wil mense se help om te verander. Ek wil mense sien genees deur my hande, laat die krag deur my vloei. Dan moet ek en jy soos Paulus kom en sê, ek kom in vrees en bewering na jou toe. Ek vertrou totaal op God se Gees, op God se krag, om totaal die oortuiging en die wonderwerke te doen. Want ek is niks. Dit is die vrug van die kerk. Om in daai nederigheid af te daal, op jou knieë te staan, en hulle wat inkom se voete te was en sê, is bly om jou te sien. En nie te vra, wanneer was jy jou tweede nie? Hoekom het jy sulke lelike voete gekry? Is net hier, om jou die liefde van die Here Jesus te gee, om dit te gelei word met die Heilige Gees, om jou te bedien, jou te aanvaar, net soos jy is, om nie vir ewig hoe op jou te staan, hoe oor jou te kyk en sê, wanneer gaan jy bietjie vrug dra nie? Ek bemoedig jou, word geleer, word kry die kennis, word honger vir God se Gees om in en deur jou te werk. Christa, daar kan 'n toeloop wees dat jou seun vir jou sê, ma, wat is fout hier? Die mense loop in en uit hier. Wat gaan nie aan? My seun, ek bedien hulle, want die Here stuur hulle na my pad. Maar ons dink, ons moet iets kan gee, jy kan niks gee, behalwe die evangelie van waarheid, wat in jou hart opgesluit moet wees tot liefde vir God. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan, want dit is om dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel sal word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Wat vir my jou die voorbeeld is, wat vir my jou sê, ek sal kom en jou kom bedien, verhoor nie. En dit moet ons uitgangspunt wees, vir elkeen, moet jy 'n fariseer wees. 'n Fariseer wys vanuit die natuurlike mens. Fariseer kon Jesus Christus nie onderskei. Hy het die kennis gehad. Hy het die vermoë. Maar hy kon nie onderskei en het Christus Jesus gekruisig. So het ek nog baie vir julle gesê, ek nog nie eens begin aan hierdie woord. Maar ek wil hê jy moet hierdie ding vasvolg. Ek en jy is 'n nietige mens, deur God gekies, ingeënt in Christus, en deur die Heilige Gees, die evangelie voor te bring. Ek vertrou dat jy sal honger word, dat die vuur in jou sal begin brand, en uit te roep, sê Here, maak my bedienaar van die woord, sonder om hoogmoedig te word, om nederig te bly, in Jesus wonderlike naam. Mag hierdie boodskap jou hoop gee,
Mag hierdie boodskap jou opwek. Mag hierdie boodskap jou bring by die plek waar jy onderskei. Waar is jy in jou bedieningslewe? Mag jy honger word om die vrug van God te dra en nie van die natuurlike mens. Amen. Kom ons bid ons. Heilige Gees, U ken die hart van God. U is gestuur om ons te help. Kom maak dit vir elkeen vanoggend oop. En in hierdie week om uit te roep tot U hoe om vrug te kan dra. Om die ware vrug ten vore te bring. En dat ek my eie natuurlike mens, my eie wil, my eie kennis, my eie wyse aan een kant beskou soos Paulus. En te sê, ek kom in vrees en bewe, want ek het niks om te bedien, maar ek het wel die evangelie van krag. Heilige Gees, kom openbaar in ons meer en meer en meer. Kom rig ons om die evangelie met vrymoedigheid te verkondig, tydig en ontydig. Deur U krag en nie deur ons vermoë van ons eie huis. Help ons om Paulus te onthou. Help ons om soos Paulus te sê, kom nie met oorredende woorde of wysheid, maar kom met die gees van krag in ons. Is een met God se gees. Heilige Gees, kom lei ons as gemeente. Kom lei ons om U te verheerlik, deur vrugte te dra, wat U vermoontlik in ons liefde vir U, wat U kom ontwaak in hierdie lewe, uit die bron van U bloed, uit die bron van U lewe, uit die bron van die liefde wat ons het. Kom vul ons, kom rig ons, kom maak ons honger en dors, om die vrugte van hierdie lewe te kan geniet. Kom gee ons 'n liefde vir mense, al lyk hulle nie soos ons lyk, al ruik hulle nie soos ons lyk. Kom gee ons die aanvaarding, die vergifnis, die lankmoedigheid, die vrede, die vriendelikheid, die goedhartigheid, om die krag van die Gees te kon bedien. Gee ons profetiese woord, bedien met ons hande met die vuur van genesing, dat ons met die Gees van God na mense toe kan. Kom lei ons in daardie wyse, kom leer ons Heilige Gees prakties om in vrymoedigheid te stap in Jesus wonderwerk. Dankie Here, dankie Jesus, dat ons nie alleen gelos het, maar die Gees ons los, en dat die Gees van God in en deur ons kan bedien. Ek loof U, ek prys U, en ek dank U daarvoor. In Jesus' naam. Amen.